29ste September maandagoggend en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Daar is nie krag hierso nou nie. Ons het 'n massiewe donderstorm nou hierso gehad hier in Pretoria en die krag is uit. Ons weet nie vir hoe lank gaan die krag afwees nie, maar die krag is nou af. Gelukkig het ek nog 'n bietjie selfoon data en ek het krag op my foon en die laptop se battery hou daarom so 'n tydjie. So ons het daarom 'n bietjie krag, ons kan so 'n bietjie iets doen, maar verder nie veel nie. In elk geval, welkom by Koffie met Brood. Kom ons kyk wie kom op vanoggend. Dis 'n klompie stukkies nuus om deur te gaan. En dis al hoe interessanter hoe die dinge van die wêreld net in mekaar steek, jy weet. Dit is net interessant hoe sekere goed stadig maar seker ontbloot moet word om vir die wêreld te wys, maar dit wat in die wêreld aangaan is nie regtig wat in die wêreld aangaan nie, as ek dit so kan stel. En ja, ek kan vir julle sê, daar is goed wat gebeur daar buitekant wat ons, die average persone, die slow Joe of die slow mo Joe, wat ook al jy dit wil noem, wat ons nie 'n flippin' cooking clue het van wat gebeur nie, man. En ons hoop om, ek wil net hierdie laptop se lig uit my oë probeer kry, en ons hoop om 'n verandering te kan bring wanneer die tyd kom, jy weet. So kom ons kyk wie kom op en ons drink 'n bietjie koffie en ons doen koffie met brood. Ons vat byvoorbeeld die Charlie Kirk storie. Is al hoe meer duideliker dat daar iets daar aan die gang is wat ons nie van weet nie. Hierso is nou 'n berig wat ek hier voor my het, wat ek net nou sal deel oor sy vrou. En wie sy is. En dit is vir my flippin' amazing hoe hierdie goed net aan mekaar steek op 'n manier, en 'n ou moet oë hê om te sien, anders te gaan jy nie die goed kan raak sien nie. Dis net een berig. En jy kyk na die berig en jy dink, wow, kan dit waar wees? Jy weet, en dan as jy weer jou oë uitvee, dan is dit waar. So, kom ons kyk 'n bietjie. Daar was nou weer 'n skietvoorval gewees in wat is die plek se naam? Hierdie ouens kan nie eenvoudig nie die kerke uitlos nie. In Michigan by Grand Blanc is 'n kerk van die Jehova Getuies waar hulle nou weer aangeval is en daar 'n skietery plaasgevind het. 'n Ou met die naam van het ek sy naam neergeskrywe? Ja, Thomas Sangro is die ou se naam. Hy het deur die kerk se deur gery van die Jehova Getuie kerk, Church of the Latter-day Saints. Hy het deur die kerk gery en begin skiet, die kerk aan die brand gesteek. Hy self is doodgeskiet en 5 is dood saam met hom. 5 is dood saam met hom. Goeiemôre Jenny. 5 is dood saam met hom. So skietvoorvalle en al hierdie goed, gaan aanhoudend en aan mekaar plaasvind in Amerika. Dit is wat jy gaan kry, want die verkeerde tipe mense kry hulle hande op wapens. Daar is nou berig van AK-47's wat gesmokkel word uit Namibië uit na Suid-Afrika toe. Jy weet, en dis 'n enkele berig, maar jy sien nie hierdie berigte soos in die groter media nie. Goeiemôre Debbie. Jy sien nie hierdie berigte in die groter media nie. Jy sien dit nie. Maar sulke stukkies nuus kom deur die Telegram media en mense plaas hierdie goed. Reg, as ek net vinnig praat oor Suid-Afrika, vanaf Bellville tot Soshanguve, Kempton Park, is dwelm smokkelhuise oopgevlek hierdie afgelope naweek en hierdie afgelope week. Dwelms wat van die Kaapse vlakte tot in die noorde van Suid-Afrika. Ons het gesien verlede week daai Meksikaners wat gearresteer is
vir daai lab wat hulle opgerig het. En dis nie net dwelms nie, dis wapens ook. Die wêreld is so korrup. Ek het gisteraand met Vader praat oor hierdie goed. Dus sien ons hoe korrup is hierdie wêreld. Totaal en al korrup. Ek weet nie wat's fout met Facebook vanoggend nie, maar daar kom geen profiele kom nou weer bo vanoggend nie. Ek weet nie. Dan as julle profiele daarbo, dan is daar niks. In elk geval. En so druk die wêreld vir oorloë en so druk die wêreld vir beheer van die mensdom. Die digitale ID-storie is nou weer die vlak vol. In Brittanje het Kees Stamber nou gesê dat niemand mag werk kry in Brittanje as jy nie die digitale ID het nie. Onmiddellik het die mense van Engeland begin protesteer omdat hierdie idioot nou hierdie wet gemaak het. En binne minute was daar meer as 200 miljoen stemme teen dit in 'n petisie. En daai petisie is besig om te klim. So gaan hy dit regkry om hierdie ding deur te druk, of gaan die mense van Engeland uiteindelik begin wakker word en verstaan dat hierdie helse immigrasie wat hulle het, van onwettige illegal aliens, of hulle hierdie ding gaan keer, of hulle die moslems gaan blok, of hulle hierdie digitale ID net gaan aanvaar. In Switserland het hulle 'n referendum gehou oor die digitale ID. 50,4% van die mense het daarvoor gestem, die ander nie. Toe wat gaan doen Switserland toe? Toe maak hulle dit 'n opsie. Dis 'n opsie vir jou. Jy hoef dit nie te hê as jy dit nie wil hê nie. Maar Europa self, die Europese Unie, is besig om die mense te dwing om digitale ID's te kry. In China is dit al baie duidelik by die skole. Jy scan jou gesig. André, goeiemôre, wat sê jy? Jy scan jou gesig by skole in China. Jy kan jou gesig scan of jou handpalm scan by hierdie masjiene wat vir jou koeldranke en water en chips en sulke goed gee. Jan, goeiemôre. Jy scan net jou gesig, man, dan kan jy kry wat jy wil hê. Dit klink lekker, nee, en dit is lekker tot by 'n sekere punt. Dit is net lekker tot by 'n sekere punt. As die regering dit beheer, dan kan hulle jou geld vat, hulle kan jou blok op soveel maniere, hulle kan verhoed dat jy kos kry. Net soos die een ou daarso in Engeland, die Britse polisie het nou aan sy deur gaan klop, vroegoggend, of nie vroegoggend, in die middel van die nag, en hom gearresteer vir 'n tweet wat hy uitgestuur het. Hulle weet waar jy is. Hulle kan met jou maak net wat hulle wil, en hulle kan jou beheer soos wat hulle wil. Dit is alles deel van hulle plan. En Bill Gates is een van die grootste aandelehouers in hierdie hele storie. Hy is een van die grootste aandelehouers. Digitale ID. Ek stem vir iets soos 'n digitale paspoort. Ek stem vir dit. As jy by 'n lughawe kom, is dit maklik. Jy scan jou digitale paspoort, is gekonnekt aan hulle service of whatever, en jy kan deur die lughawe gaan, jy's okay. Maar deurdat al jou goed gekoppel word op jou digitale ID, jou bank, jou rekeninge, al die tipe van goed, ek is nie 'n voorstander vir dit nie. Ek sê ja, deur jou selfoon kan jy sekere goeders betaal en sulke goed, maar moet nie dat die een gekoppel word aan die ander een nie. Albert, goeiemôre. Want sodra soos daai goed gekoppel word, dan is jy geskroef. Jy's geskroef, man. Jou identiteit verdwyn. Kyk soos hierdie een skaap, ek het sy naam hier so neergeskrywe. En die snaakse ding van alles is, hierdie mense dink hulle is reg. Die ou se naam is Will Wilson. Hy is deel van 'n groep wat hulle self noem Antithesis, en hulle is absoluut gefokus op kunsmatige intelligensie. Hulle sê binnekort sal dit so wees as jy jou eie gedagtes het oor iets, of as jy 'n plan uitdink, dan gaan mense vir jou snaaks aankyk. Jy's 'n weirdo. As jy nie vir kunsmatige intelligensie gevra het om dit te doen nie, dan is jy 'n weirdo. Dit is waantoe hierdie mense dryf. Dit is duidelik. Daar's al hoe meer militêre mense
Mense wat militaristies georiënteerd is, wat duidelik vir die mensdom waarsku en sê, die 5G torings is wapens. En jou liggaam is klaar geweaponise. Albert, ja, nee, ek weet nie wat vir jou geword het, jy werk seker te hard. maar welkom weer terug hier by ons. Ons is al reeds geweaponise, dis wat hulle sê, deur ons tandepaste, deur die water wat ons drink, deur die gemors wat hulle uit die vliegtuie uitspuit. En so kan ons aangaan, GMO goeders. Jou liggaam is al klaar 10% masjien, sê hulle. Wel, dank God, ons is nie gebonde aan hierdie liggaam nie. Maar deur die genade van die bloed sal ons eendag in die hemel wees. En hierdie gemors sal uitgesorteer word deur die Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hulle dryf ons in 'n hoek, stadig maar seker. Stadig maar seker gaan lande se bevolkinge by 'n punt kom waar hulle nie meer kan opstaan teen die regerende magte nie. Ek kyk na daai video van Netanyahu waar hy sê dat die belangrikste aankope van hierdie eeu was TikTok. Die belangrikste aankope van hierdie eeu was TikTok. Is dit so? Nee man, die belangrikste aankope van hierdie eeu is 'n hongermens wat uiteindelik vir hom 'n stuk brood kan koop. Dis die belangrikste aankope van hierdie eeu. Maar hier is die ding. Die ouens wat nou TikTok besit, is Jode, Joodse en Amerikaanse biljoenêrs, wat hierdie ding nou besit. Begin dit vir julle sin maak, hoe die tentakels van die khazars die hele wêreld volhardloop. Die hele wêreld. Hulle besit nou TikTok, en hulle smile van oor tot oor. Maar kyk 'n bietjie net in jou se video, die ou wat daar sit is nie net in jou nie. Dis 'n ou met 'n masker. Die maskerflappe het onder sy hemp uitgekom. Jy sien duidelik is 'n masker, man. Wie is nou wie? Wat ons sal moet doen by lughawens, is om skrandeerders, scanners in te sit wat jou hele liggaam kan scan en kyk of jy 'n masker aan het of nie. En indien jy wel 'n masker aan het om vir jou een kant toe te vat. En dit geld vir diplomate ook. As jy 'n diplomatiese paspoort het en jy kom deur ons lughawens, dan gaan jy deur 'n skrandeerder. Dink hulle noem dit 'n skrandeerder, 'n scanner. Dan gaan jy deur dit. 'n bietjie van 'n nat neus alweer. Dan gaan jy deur dit. En dan kan hulle optel of jy fake is of genuine. Dis wat ons wil hê. Wanneer ons deals doen met ander lande, wanneer die tyd kom, wanneer ons ooreenkomste aangaan, sal ons seker maak dat die suidelike alliansie, die federale alliansie, nie nodig gaan hê vir digitale paspoort en sulke goed nie. Ja, jy sal 'n Suid-Afrikaanse digitale ding dalk hê, goed wat bespreek sal word, maar hulle sal ons in daai land aanvaar outomaties. Dit is hoe ons dit gaan doen. So kyk of ons nie die hele flippin land diplomatic immunity kan gee nie. Hoekom nie? Dan gaan almal deur die diplomatisiese flippin lyne as dit kom by lughawens. Want die hele land is die regering, die mense regeer hulle self. So natuurlik kan jy diplomatic immunity hê. Hoekom nie? Dis net 'n gedagte wat ek uitsit, is iets om aan te kou. Die goed kom net so terwyl ek besig om te praat, maar in elk geval. Netanyahu het by die VN gesê dat daar is nie 'n manier hoe hulle sal toelaat dat daar 'n staat langs hulle land is, wat 'n terroriste staat is, wat hierdie mense by hulle kele wil afdwing nie. Hy sê daar is nie 'n manier nie. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. In die meantime sê Donald Trump, hulle is nou naby 'n vredesooreenkoms wat Gaza aanbetref. Natuurlik is hulle naby 'n vredesooreenkoms wat Gaza aanbetref. Hulle het die plek klaar stikkend gebom.
Die plek is klaar stikkend gebom, so daar sal 'n vredesooreenkoms wees. Al die kindertjies van liewe Jesus is nie popos nie, man. Ons sien hoe hierdie goed uitspeel. Selfs die politieke geknoeiery in Suid-Afrika, hierdie gemorsknoe wat kamstig ons land regeer. Hulle is nie deur ons aangestel of gekies nie. Wat is 12 miljoen van 60 miljoen? Wat is die persentasie? Dis omtrent om en by 20%, is dit nie? 20-22%. Om en by 20-22% van die landse regering het gestem in die laaste verkiesing. Dis nie eens 50% nie. Die land het nie gestem vir die ANC of vir die DA of vir hierdie GNU nie. Die land het dit nie gedoen nie. Die mense van die land het nie daarvoor gestem nie. Maar die mense van die land laat toe dat hierdie gemors bokant ons koppe is. In elk geval, ons kyk na 'n paar Trompie berigte. Interessante ding wat Trompie gesê het. Donald Trump. Ek het dit neergeskryf, want ek dink dit is 'n belangrike berig. Vir verwagtende vrouens. Hy sê, en hy het dit op nasionale televisie gesê, hulle moet glad nie Tylenol gebruik nie. Nou flip het man, ek weet nie wat is Tylenol nie. Ek het dit seker nog nooit in my lewe gebruik nie. Miskien het ek weet nie, dalk was dit deel van 'n produk. Maar hy het gesê, geen verwagtende vroue moet Tylenol gebruik nie. Dit is baie gevaarlik vir moeders wat kindertjies verwag, obviously. Hoekom sal hy so iets sê? Hoekom sal hy so iets sê? In elk geval, Donald Trump het nou opdrag gegee dat die militêr mag ingryp in Portland, Oregon, waar Antifa die heeltyd hierdie een ISIS hoofkwartier elke aand, dan kom bom hulle hierdie ISIS hoofkwartier met petrolbomme en al sulke goed, en kom brandgoed uit en al sulke goed. Nou het hy die militêr die opdrag gegee om in te gryp en hierdie ouens vas te vang. Kristi Noem het ook al volle gewig by hierdie goed ingegooi in. Hulle gaan nou van enige plaaslike terrorist ontslaa raak. Johan, goeiemôre. Inteendeel, wat sy naam Pam Bondi het gesê, geen politieke terroriste of plaaslike terroriste sal toegelaat word nie. En ek gaan vir julle nou vertel van nog 'n domino wat geval het, of wat besig is om te val. Kyk nou verkiesings in Moldova, byvoorbeeld, né? Ek weet nie wat's Moldova in Afrikaans? Moldavië. Rudy, wat sê jy? Goeiemôre. Verkiesings in Moldova. Hulle het sommer twee van die partye wat pro-Russies is, het hulle sommer verban. Dis wat die regering doen. Ons verban sommer hierdie partye, julle mag nie stem nie, ons sê so. Alright. Net julle ander partye, julle is okay, julle is links georiënteerd of julle is satanisties georiënteerd. Julle mag stem. Né? Debbie sê vir ons Tylenol is gelykstaande aan paracetamol. Nou goed, hier sê Trompie geen paracetamol vir verwagtende vrouens nie. Maar kom ek glo seker deur al hierdie jare het vrouens paracetamol gebruik. Né? En nou ewe skielik is dit 'n gif. Ou JFK het, ek weet nie hoeveel duisende miljoene van hierdie wypgoed van die mark afgehaal wat uit China uitkom nie. Want hulle het uitgevind die goed is gif. En daar's nog jarre mense in Suid-Afrika wat wyp. Dis mos die ding. Jy's 'n spesiale tipe stupid as jy hierdie goed gebruik. As 'n roker is jy besig om jou longe op te voeter. Het jy al gesien hoe lyk longe van rokers? En dan, nee, ek hou nou op om te rook, nou gebruik ek hierdie vape. Jy's 'n spesiale tipe stupid om hierdie gemors te gebruik, man. En jy gee in ons land, gee jy vir die Pakistanis geld. En ek kan jou garantie, die Pakistanis wat so in die mall sit met hulle vape plekke en al hierdie goed, nee, ek kan jou garantie, hulle is onwettige immigrante.
Hierdie ouens het ingebly. Jy sien nie 'n Pakistaanse vrou in 'n mall nie. Piet, goeiemôre. Jy sien nie 'n Pakistaanse vrou in 'n mall nie. Daar is, hoeveel vrouens sien mens met hierdie hijab in Suid-Afrikaanse malls? 1 in 'n miljoen, dink ek omtrent. 1 in 1,000. So waar is hierdie ouens se vrouens? Weggesteek. Of is hulle net hier om 'n wit Suid-Afrikaanse girl te kry, of 'n swart vrou te kry, of wat ook al, na pregnant te maak? Waarmee is hierdie gemors besig? Want daai ou wat aan jou die wyp en die goed verkoop in die malls, en daai ou wat hierdie cellulêre goed aan jou verkoop in die malls, daai ou is 'n moslim. Infiltrasie deur nommers. Dis wat dit is. Julle moet verskoon, ek het nie baie lig vanoggend nie. Ons het 'n verskriklike donderstorm hier in Pretoria gehad, en dit drup nou so, dat het die krag heeltemal uitgeskop. En dit is seker maar by die kragsentrale is. Massiewe donderstorm, baie weerlig gehad. Begin van die reenseisoen hier by ons. Maar nie goeiemôre. Sit jy 'n bietjie vroeg? Ja, dit is seker hierdie tyd wat die reenseisoen begin, hè. Ek sal nie weet nie. Interpol het 260. Albert, ek sê vir jou net dat jy is reg wat dit aanbetref. Dit sal my nie verbaas nie. Interpol het 260 aanlyn bedrieërs reg oor Afrika vasgetrek. So ek sal aanneem dat seker 259 van daardie aanlyn bedrieërs is Nigeriërs. Sal my nie verbaas nie. Daai is nou nie die nuus nie, daai is nou net 'n aanname wat ek maak, my opinie. Maar hulle 260 aanlyn bedrieërs vasgetrek. Very good. Very good. 'n Interessante berig het uitgekom, min mense sal van hierdie ding weet. 'n 12-jarige in die VSA, jong meisietjie, sy's 12. Sy het besluit, sy gaan kyk na die familiestambome van die presidente van Amerika, maar sy gaan nie net na dit kyk soos wat al die ander doen van die manlike aspek nie. Sy gaan kyk na die vrouens saam met wie hierdie mans getrou het en waar hierdie kinders vandaan kom. En sy het 'n familiestamboom van die Amerikaanse presidente opgetrek, wat bewys hulle is almal deel van een familie. Hulle is almal neefies. Almal van hulle, behalwe een van Buren. Net een is nie deel van daai familie nie, maar die res is. The games people play. Daar is 'n groot oorheersende wêreldpolitieke spel aan die gang wat ons nie ken nie. Die normale ou op straat ken nie die goed nie. Dit is honderde jare wat hierdie goed al plaasvind. Die infiltrasie van hierdie magte in ons lande is groot. Die beheer van die mensdom is hulle uiteindelike doel. Totale onderdrukking en verslawing. Dink julle dis duimsuig? Daar's nou 'n poepola in Amerika, Morney, wat nou elke liewe koffie met brood wat ek doen wil fact check. Dis die idioot wat vir ons al probleme gegee het 'n klompie jare terug. Ek Suid-Afrikaanse militêr toe gaan hy Amerika toe. Probeer hy namaak in die militêr in Amerika. Hy is al soveel keer geblok op soveel groepe al. Maar hierdie tipe ouens, wil nie hulle oë oopmaak en sien wat in die wêreld gebeur nie. Hulle is oogklapties en links. As hy sy gat toe knyp, dan gaan sy oë toe. Hierdie tipe mense. Ek gaan nou vir julle die berig lees van Charlie Kirk se vrou. Kom ek doen dit nou. Dis 'n lang berig, ek het hom net ek wil net gou kyk of ek hom kan oopmaak. Ja, daar sê dat ek die ding kan lees. Hierdie is nou Charlie Kirk se vrou, She
allegedly operated a ministry in Romania that was accused by local residents of relocating children internationally under the pretense of orphan or mission work. Some reports mention that the ministry was asked to leave Romania due to local outrage and suspicion regarding the fate and the handling of these children. Dis Charlie Kirk se vrou. She was Miss Arizona 2012 for Trump's Miss USA pageant. Trump se Miss USA vertoonstuk. Sy was Miss Arizona in 2012 gewees. Kyk nou hier. Her mom worked for the Department of Homeland Security and has ties to the Department of Defense. She was a millionaire before marrying Charlie Kirk and now has amassed his fortune and media empire. People are saying she is one of the most powerful women in America, and fans are even encouraging her to run as vice president in 2028. Dis Charlie Kirk se vrou. Dis nie 'n skynberig of 'n scamberig of 'n bedrieglike berig nie. Hierdie is waarhede wat nou ontbloot word. Goeiemôre Christo, wat sê jy? Tyd in Zululand het tot 'n einde gekom. Jy is op 'n bus. Ja nee, dit is reg oor Suid-Afrika, is hierdie toordokters en hierdie watergeeste en goed. Nou Christo, alles sterkte vir jou, nee, alles sterkte vir jou. Maar Suid-Afrika is regtig waar in 'n toilet af. Het raak nou weer donker hier, so ek kan skaars my bladsy lees. Laat ek net kyk, so ek het hierdie okay, hier toe maak, dalk sal die laptop se lig my 'n bietjie meer lig gee. Daai battery is nou al so 3/4. In elk geval, kom ons drink 'n bietjie koffie. Ek praat so baie vanoggend, my koffie raak nou koud, man. Spanje se eerste minister het gesê, jy kan nie migrasie stop nie. Hy praat van onwettige immigrasie. Hy sê ons sien baie probleme aan die kant van die regses. Ja, want die regses is wakker. Hulle is nie onnosel nie. Hulle sien hoe hierdie mense hulle lande infiltreer en islamitiese denkwyses inbring. Hulle is nie stupid nie, man. Mos kyk gou hierso, wat het ek nog hierso? Ja, nou moet ek mooi kyk. Ja, hierdie was nou weer 'n interessante berig. Die PGA se golftoer wenner, Jack Knapp, sy girlfriend, sy meisie, het gesuddenly op 28. Op 28-jarige ouderdom sterf hierdie ou se girlfriend ewe skielik. Lof die goeiemôre. Hierdie mense wat so hierdie golftoernooie en goed gedoen het, moes hulle self spuit met hierdie COVID gifstowwe om te kan beweeg. Sy is ewe skielik dood op 28. Kans is goed dat sy, hoe oud was? 25 toe sy haarself gespuit het. Rusland, Russiese verdedigingsminister of buitelandse minister Lavrov sê dat Rusland het geen planne om NATO of die Europese Unie aan te val nie. Hy sê ons in Rusland het nie sulke planne nie. Ons stel nie belang om NATO aan te val nie. Hy sê, maar indien julle vir ons bedreig of dreig en vir ons aanval, sal ons met alle geweld vir julle aanval. Hulle moet vir Rusland uitlos. Rusland sal 'n laaste opsie, sal hy sy kernwapenarsenaal gebruik. Hulle moet vir Rusland uitlos. Jy weet, dis amper 'n tipe posisie in die wêreld nou waar jy plekke moet gaan besoek. Jy moet liewer nou gaan vakansie hou in Europa, want nie meer lank nie, dan bestaan dit nie meer nie as daar 'n kernoorlog uitbreek. Kan 'n mens dit indink? Ek kan nou al vir julle sê dat daar's mense wat werk, Suid-Afrikaanse mense wat werk in Engeland. As hulle nou gedwing word om daai digitale ID te vat, sal hulle Suid-Afrika toe terugkom. Wat sê jou Andre? Goeiemôre.
Kanse is goed, André, ons sal nie weet nie. Kanse is goed, Dave, goeiemôre. Ek het met 'n Chinees gepraat in Namibië, destyds toe ek in Namibië was. Het julle geweet, elke Chinese man kry 4 jaar opleiding? Nie almal weet dit nie. Elke Chinese man kry 4 jaar militêre opleiding. Daai maar mannetjie wat sit agter die counter in 'n Chinese winkel, nê. Hy ken karate, kung fu, of wat ook al hulle mee opgelei word. En hierdie ouens wat in die lande inkom, soos in Namibië en Suid-Afrika en so aan, hulle het families in China wat in die tronke sit, en daar hang 'n swaard oor daai mense se koppe. Jy beter doen wat ons vir jou sê in die buiteland, of ons maak jou familie dood. So dit is. Ek kan nou vir jou garantie, in elke Chinatown, waarever jy gaan, is daar 'n Chinese maffia, of 'n Chinese kartel, wat hierdie mense beheer. Guaranteed. Guaranteed, né? Ja, ek kan amper nie meer sien wat hier aangaan nie. Ek kan nie glo, dit raak aan nou donker hierso. Mense. Kom ons kom 'n bietjie by 'n paar Suid-Afrikaanse gerugte. Is al klaar 8 uur. Pretoria se onderburgemeester het 23 miljoen rand se uitstaande munisipale skuld. So as jy in die regering is, hoef jy nie jou water of jou elektrisiteit te betaal nie. Kleinhoewe eienaars wat nie boer nie, se eiendomsbelasting is nou R2440 'n maand. Eiendomsbelasting. Daai Kleinhoewe eienaars moet by ons aansluit by die Federale Alliansie, want ons gaan grondbelasting absoluut verwyder. Mbeki en 'n stoeltjie en 'n tafeltjie sê die ANC moet nou sy krisis in die gesig staar en begin 'n aksie neem om dit te verander. Dit gaan nie gebeur nie. Hierdie ouens vreet te veel. Ek sit nou my eie selfoon wat nou so donker. Miskien verloor ek krag op die selfoon. Ek weet nie, ja, maar dit raak donker. Waar gaan daai ding nou weer? Okay, daar sit ek hom nou eens weer aan. Mense, ons doen koffie met brood onder donker toestande vanoggend. Daai het ek vir julle genoem. Pas op nou weer vir 'n bedreiging met op jou WhatsApp deur die polisie. Hulle gebruik die polisie logo en praat 'n klomp nonsens daarso en probeer geld uit jou kry. As jy so iets op jou foon kry, delete en blok dit onmiddellik. Ek noem daai vir julle beskerming. Kaapstad se burgemeester wil nou hê selfoonsyne moet geblok word by Pollsmoor tronk. Wag 'n bietjie, ek verstaan nie daai berig so lekker nie. Die burgemeester van Kaapstad wil nou hê dat selfoonsyne geblok moet word, gekeer moet word by die tronk in Pollsmoor. Wat 'n idiotiese stelling. Gaan deur die tronk en verwyder alle selfone, jou idioot. Jy is 'n spesiale tipe stupid om enige geriewe vir hierdie bendes toe te laat. Die 26's en die 27's en al die gemors wat daar is. Jy's 'n spesiale idioot. Gaan verwyder die selfone. Dis die mentaliteit wat ons het in ons regerende instansies. Hulle is absoluut dom. Right. Daar het nou die derde domino het nou geval in Amerika. Die voormalige FBI-direkteur Christopher Wray is gedagvaar vir sy January 6 gemors, die optogte wat hulle gehou het waar hulle 275 FBI-agente tussen die skare ingedruk het om te sê Donald Trump probeer om die verkiesing te steel. Christopher Wray is nou gearresteer en gedagvaar. Dit is die derde domino wat nou geval het. Eers was dit Jim Bolton. John Bolton, ja. Toe was dit Comey en nou is dit Wray. En die ander twee waaraan hulle baie hard werk is Obama en Soros. Obama en Soros. Maar daar is soveel goed wat gebeur in die wêreld dat jy kan nie meer sê wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. Jy kan nie. Tensy jy nie deel is van daardie hoogste kringe nie, daardie hoogste echelonne nie, en tensy jy nie 'n vletjieblaser, 'n verklikker is daar nie.
storieverteller, whatever jy het wil noem, nee, gaan jy nie die waarheid ken nie. Jy gaan nie die waarheid ken. En dis hoekom ons moet so hard werk aan hierdie federale alliansie idee. En ons kap al aan vanaf 2015. En vanaf 2022 werk ons spesifiek aan hierdie konsep in Suid-Afrika, nadat ons gekom het as die veldkornet. So, mensies, waar julle kan, sluit aan by die federale alliansie. Sluit aan. Betaal jou ledegelde, dis net R56 'n maand. Ek gaan nog 'n video doen, ek het dit gesê, oor die waardeplatform. Ek gaan weer 'n video doen, sodat julle geheue verfris kan word, oor wat vir julle wag. Jy verloor niks nie. Jy verloor niks nie. Jy gaan net baat vind by dit wat ons doen. Nee, jy gaan net baat vind. In elk geval, kom ons vat nog so 'n slukkie van hierdie koffie wat nou al koud is. Ons is vryburgers, man. Ons is boere, as julle kan hoor op die foon, dan kom hierheen. Ons is boere Afrikaners, ons weet wie ons is, en ons weet waarna toe ons op pad is. Ons werk hard aan die saak. Ons werk letterlik hard aan die saak. Ek gaan nou kyk wanneer die krag terugkom hierso, want ek het goed om te doen. Ek het oproepe om te maak, en ek het mense om reëlings mee te tref vir vergadering of 2. En een van hulle is die ou van Taiwan. Kom ons sê dit maar net so. Ons sê dit maar net so. Nou ja toe. Saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. Fantastiese geseënde week vir julle almal. Almal wat opgekom het en almal wat later kyk. As jy nog nie deel geraak het van die YouTube kanale nie, die geestelike ene en die gewone ene, teken in, die federale een. Teken in. Kos jou niks, né? Teken in. Ons het nou 40 mense op die geestelike kanaal en ons het 130 mense op ons federale kanaal. Dis great, dis 'n goeie begin. Alles wat mooi is vir julle, alles seën, né?